Baie welkom by Dr. Chris Marks. Ons hou by ons tema, doen daai ding. Hierdie kursus rol uit en ek glo hy gaan 'n ongelooflike motivering vir jou wees om baie meer te doen as wat jy tans dalk doen in die positiewe sin van dat die Here van die leerskare gee jou die energie, hy gee jou die vermoëns, hy gee jou al daai sake om die dinge te kan doen wat die koninkryk van God behels. Ek wil vandag met jou gesels oor 3 belangrike stappe om dinge te doen in die geloof. Ek gaan 'n term gebruik, ek gaan 'n woord gebruik, naamlik geloof, en ek wil hê jy moet ingryp op hierdie ding want niemand is onbekend met die woord geloof nie. Almal is bekend met hierdie kragtige woord man in die koninkrykswêreld vir hulle wat in Christus glo. Selfs die ateës praat van geloof, glo. So dit is geen so 'n onbekende woord en 3 punte wat ek graag met jou gou vinnig wil deurgaan is, hoor mooi, punt nommer 1, geloof gee jou die oortuiging om aksie te neem. Al sien jy nie die uitkoms nie. Daar's die catch. Al sien jy nie die uitkoms nie. Nommer 2, geloof verander hoe jy uitdagings en struikelblokke benader. Hoor mooi, ek sê punt nommer 2 weer. Geloof verander hoe jy uitdagings en struikelblokke benader. Punt nommer 3, geloof verbind jou met God se krag, nie net jou eie vermoë nie. Nou hierdie punt nommer 1 is vir my 'n fantastiese verduideliking, bullet point 1 as ek dit so kan stel. 'n Verduideliking van 'n magiese krag wat in geloof is om groot, hoor mooi, groot dinge vir die almagtige God van hemel en aarde te doen. Punt nommer 1 sê dit duidelik, geloof gee jou die oortuiging om aksie te neem. Ongelooflike hoeveelheid mense het 'n oortuiging om 'n aksie te neem. Die gemiddelde mens wat gebore word, neem 'n aksie. Dit is wat statistieke bewys. Die man wat in die straat onder die boom lê, het 'n aksie geneem en 'n besluit gemaak om dit te doen. Dis wat so verskriklik is. Maar hoor mooi, wanneer ek 'n aksie wil neem en ek wil progressief na vore beweeg, na vore gaan in hierdie krag van geloof, gebeur die volgende. En mense, ek sien dit dag vir dag. Ons hoor dit dag vir dag. Geloof word alleenlik erken wanneer jy 'n aksie neem, al sien jy nie die uitkoms nie. Dit wil sê, as daar vermoëns is, as daar resources is, as daar antwoorde is, het jy nie prakties tot geloof toegetree nie. Kom on, dink fyn daaraan. Wanneer ek weet ek kan van hierdie stoel af opstaan en ek kan daai pen wat ek op my lesenaar sien gaan optel, weet ek in my hart dat dit is die aksie wat ek gaan neem. Ek gaan dit regkry. Dit is nie, hoor mooi, dit is nie geloof nie. Geloof kom alleenlik tot krag wanneer jy 'n ding wil doen. Ek highlight dit, wanneer jy 'n ding wil doen en ten alle koste, ten alle negatiewe en positiewe wêrelde wat bestaan, tussen donker en lig wat bestaan, beweeg ek nou na daai koers toe en ek vra jou, watse waarborge het jy nou dat jy die ding gaan doen? En jou antwoord aan my is, ek het nie regtig 'n waarborg nie. Dan, ja, moontlik gaan die hele paar van jou omgewing en binnekringe afskrik. Maar dan, hoor mooi, dan begin jy toetree in die geloof. Dan gee jy geloof sy volwaardige reg. Geloof gee die oortuiging om aksie te neem, wat ons almal doen. Ons almal neem 'n aksie. Al sien jy self nie die uitkoms nie. Ek het nie die bronne nie. Ek het nie die fondse nie. Ek het nie die materiaal nie. Maar al wat ek het is, ek sien hierdie kragtige, magtige visioen in my visuele wêreld. Mense, jou visuele wêreld is 'n onsaglike groot wêreld en so ver soos wat jy in jou visuele wêreld kan kyk, kan jy dinge doen. Maar ons val uit die bus, hoor mooi, wanneer geloof ter sprake kom. Mense raak moedeloos. Ja, mense gebruik eerder vervang geloof in moedeloosheid en sê, en ons noem daai goed verskonings, en sê toe ons daar aankom, toe kon ons nie. Nou daar, presies daar, 'n haar so dik soos 'n haar, was die weg tussen moedeloos
op te gee en natuurlik die ander kant van die verhaal is om die geloof te gehad het en daai geloof sê vir jou heeltyd ek neem aksie. Ek bly aan die go. Ek bly aan die gang. Ek bly in daai koers beweeg. Ek gaan nie van koers verander nie. Ek bly soos 'n laser gefokus in daardie gedeelte. Die skrif wat ek hierso wil noem is, maar geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Daai opgewonde ervaring wat jy in jou het om 'n ding te doen. Daardie dit is die hoop. Ek het dit op 'n vorige geleentheid al genoem. Mense wat nie meer 'n hoop op 'n saak het nie, is 'n lewende dooie siel. Dit wil sê die persoon exist. Hy doen sy goed. Hy beweeg daagliks met dit wat hy doen. Maar die hoop is weg dat van hierdie wat ek nou doen, dit wat ek nou probeer bemeester, dit waarin ek nou navors, van hier af gaan ek die glaasceiling breek. As daardie hoop weg is, mense, het ons nog nie eers by geloof uitgekom nie. Ek noem dit ons is soos robots. Ons is letterlik soos robots, maar geloof is 'n vaste vertroue. Dit sal so wees. Is mense, jy kan hom in al die vertalings gaan kyk. Dis 'n ongelooflike, en ek gaan hom plat Afrikaans kom bystel noem. Dis 'n ongelooflike hardkoppige koers wat jy inslaan te midde van wat mense sê, te midde van wat die seisoen van jou lewe sê, te midde van wat jou grade op skool of hoe goed jy op skool was, op universiteit was. Dis 'n vaste konkrete vertroue. Dit is in so mate so intens dat die omgewing moet sê, maar mens, jy is deur mekaar en jy bly glo ek het 'n vertroue dat dit wat ek sien sal gebeur op die dinge wat ek hoop. In daardie hoop lê die excitement. In Afrikaans lê die opgewondenheid, lê die oorgawe dat ek kan nie wag om vanaand te gaan slaap om môreoggend op te staan om hierdie ding wat niemand nog ervaar te benader nie. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou hier's 'n baie belangrike gedeelte. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Wanneer jy 'n ding wil doen en hier gebeur 'n gemiddeld van manne en vroue wat van die bus afklim en sê I'm out, is dat daar's 'n plan, daar's 'n idee, en wanneer die idee uitrol, sien ons hom gedetailleerd. Jy sal dit nie glo nie. Ons sien hom gedetailleerd hier binne in ons denke wêreld. Ons ervaar dit. En dan begin ons hom uitrol en dan is daar, ons noem dit verrassings. Daar is nie 'n beter beskrywing. Dan is daar verrassings. En hoor mooi, daar is eers negatiewe verrassings. En dan sê man vir vrou of vrou vir man of die een vernoot vir die ander, maar ons het hierdie ding gehou. Ons het hom behoop en gehoop. Ons het hom vertrou. En nou gebeur hierdie ding wat, hoor mooi, hierdie deel van hierdie skrif is Hebreërs 11 vers 1. Hierdie deel van die skrif is in die donker kant en in die ligte kant. Toe gebeur daar dinge wat ons nie gesien het nie. Ons wou die brug bou. Ons het die argitektuur van die brug oor die rivier gehad. Ons het die mooiste, ons het die prototipes gehad. En ons het die brug begin bou en skielik kom ons agter, maar iets het ons nie voorsien nie. Daar het iets gebeur wat ek nie gesien het en net daar begin mense uit die bus uitklim. Ek noem dit letterlik. Hy sê stop hierdie bus, klaar bus gery. Ek is uit, die ander gaan aan met hulle lewens. Ek doen nie meer die ding nie. En daar gebeur goed wat jy nie sien nie. Hoor mooi, wat problematies is. Jy het op jou saakrekenaar die klomp goed gaan staan en uitwerk. Jy het letterlik modelle geteken. Jy het letterlik geglo ek gaan in die diens van God, ek gaan in die diens van die Here, gaan ek begin uitbeef, I'm gonna be a youth minister. Totdat jy daar aankom en die eerste jong mens kom na jou toe en hy sê, ek glo nie net aan liewe Jesus nie, ek glo aan baie ander goed ook. En jy kom agter, maar dit het ek nie in my plan voorsien nie. Ek het nie dit gesien, maar hoor mooi wat hy sê, is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Hoor mooi, dan kom die positief tevoorskyn voor jou gebeure realiteit. Ek kon nie voorsien het dat hierdie probleem in my plan gaan wees nie. Dan swaai jy in die geloof. Dit is weer eens vir 'n tweede keer sê ek, waar geloof aanleenlik prakties in realiteit dan begin deurkom, dan begin ek
teen die teendeel. Ek begin teen die probleem kyk en ek begin dinge sien. Ek begin dinge raak sien. Ek begin my teleskope, my verkykers, my mikroskope intrek en ek begin om inzoom om deur die huidige probleem te kyk, ander kan die probleem te kyk, om die probleem te kyk, oor die probleem te kyk, onder die probleem te kyk en 'n magtige deurbraak te sien. Dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek sien nou die ellende in my liggaam. Ek sien nou dat ek 'n plan gehad het, maar ek het nie voorsien dat hierdie sake kan gebeur nie. En die oomblik wanneer jy begin deur of oor of om daai ding kyk, en jy kyk, ons noem dit die 4de dimensie in. Jy kan nie die oplossing sien nie. Jy weet nie eers van die moontlikhede wat kan gebeur anderkant hierdie berg nie. Dan begin, hoor mooi, iets met jou intellektuele wêreld gebeur en jy begin 'n interessante ding doen. Jy begin dink. Jy begin op jou voete dink. Ek het 'n ongelooflike mooi terme nou gehoor of 'n gesegde wat Dr. Isaac Burger nou oor die naweek genoem het. Hy sê daar's manne wat in die lug in vlieg sonder niks, dan bou hy die vliegtuig in vlug. Nou dit is geloof. Dis geloof. Jy styg op en jy bou nie eers die valskerm so, want dis negatief. Jy bou nie eers die valskerm dat as jy val dat jy ten minste veilig val nie. Jy bou daai hele vliegtuig. Jy bou daai hele stelsel. Ons is in die lug en ons weet ons sal veilig opstyg en ons sal weer veilig land as hierdie vliegtuig klaar gebou is. Maar want ek kan 'n ding sien wat my omgewing nie sien nie. Moontlik sien jou familie dit nie, moontlik sien jou binnekring dit nie. Ek noem dit altyd, want dis die mense met wie jy gesels, dis die mense met wie jy praat. Maar ek het 'n geloof, onthou, die tema oor hierdie punt nommer 1 is geloof kan alleenlik exist wanneer dit nie bereikbaar is in die natuur nie en wanneer dit nie bereikbaar is in die omgewing se oë nie, wanneer dit nie bereikbaar is in dit wat mense ervaar nie en jy neem 'n tree. Jy neem 'n tweede tree, jy neem 'n derde tree en miskien oor 1 jaar, 2 jaar, jou 3de jaar of 4de jaar, sê die ouens, "Wat? Ons sou nooit kon voorspel het dat die saak so sal gebeur nie." Nou die toepassing hier is geloof is nie 'n gevoel nie. Mense. Kom ons vergeet van excitement. Ek gebruik eintlik baie daai term nou, want dit is waar 'n plan gebore word. Dit word gebore in opgewondenheid. Dit is wat gebeur. 'n Ma is opgewonde, 'n moeder is opgewonde wanneer sy hoor en dit is so beplan en sy swanger. Maar sy besef ook later daar is 'n sekere verantwoordelikheid wat nou oor die volgende 9 maande gaan gebeur. Dan gebeur die geboorte. Dan gebeur die geboorte en dan begin jy en daardie nuweling in 'n vennootskap ingaan vir die res van jou lewe. Maar daar is 'n opgewondenheid en dit kan verander. Hoor mooi, geloof is nie 'n gevoel. Is nie 'n emosionele ervaring. Dit lyk nie soos die ou wat die lotto gewen het nie. Dis die dryfkrag. Hier's dit nou. Dis die dryfkrag agter jou dade. Dit wil sê ek kan vir jou nou enige saak evalueer. En ek kan vir my sê daar's 'n man met 'n plan, daar's 'n vrou met 'n plan. En wat gaan ek doen? Die evaluasie wat ek gaan doen is, ek gaan nie net luister na die planne nie, want elke persoon het ongelooflike idees en planne. As ek vir jou moet sê hoeveel ouens kom met planne na ons stelsel toe, dan sal jy verbaas wees die idees en die planne wat hulle het. Op die ou ende dan van die dag gaan sê ek vir hom, jy het sopas 'n R500.000 se planne vir my gegee. Kan jy net asseblief die R500.000 ook vir my gee? Dan sal jy sien ek glo in jou idee, maar jy self kan nie eers hierdie ding doen nie. Dan sou jy dit mos nou gaan staan en aanvang het, maar jy het 'n R500.000 gepraat. So daar's 'n verskil tussen praat en ek kan in 'n evaluasie gaan kyk na 'n persoon en sê die idee is reg, die intelligensie is fenomenaal, op papier teoreties gaan dit werk, maar is daar dryfkrag? Is daar energie om die daad te gaan doen? Ons het genoeg energie om soms die verkeerde dade te doen. Is dit nie maklik nie? En ek gaan nou nie eers die dade noem wat die mens als aanvang. Maar die dryfkrag om die positiewe daad te doen is nie in die emosie vasgevang nie. Is nie net in die opgewondenheid van op en af spring. Yes, we gonna do this. Nee, dit is 'n beplande saak wat jy sê al kos dit my lewe, ek gaan die ding doen. Jy doen wat jy glo jy moet doen. Jy doen wat jy glo wat jy moet doen.
Dis waar die terme vandaan kom en ek het dit nou genoem waar baie mense genoem word. Dis 'n harde koejawel. As hy sy kop op 'n ding gesit het, gaan hy dit doen. Mense, dis min of meer hoe geloof lyk. En wat mense sê en wat mense dink, plan nie. Raad word dan geluister, maar as dit raad is wat wil sink, soos ek baie sê, nee, stop, ek gaan 'n ding doen. Of dit nou begin met 'n droom, 'n roeping of 'n plan. 'n Droom, 'n roeping of 'n plan, wow. Ek weet van manne en vroue wat van jongs af het meer senior mense gesê, in die persoon is 'n skuldenaar. In die persoon, in hierdie jong mens is 'n sanger. In hierdie jong kind is daar vermoëns. En ek het met oor jare gesien hoe dat dit waar is, maar daar niks van gebeur nie, want die droom, die roeping of die plan het nog niks. Jy kan hê eerder een goeie plan. Hê eerder een magtige roeping. Hê eerder een magtige droom as 'n klomp van die goed en niks kom tot realiteit nie. Al is daar nog geen waarborg of sukses nie. Want die krag van geloof lê buite die waarborg. As jy 'n saak gaan koop by een van ons kettingwinkels of jy bestel hom en is 'n duur saak, soek jy 'n waarborg, jy soek 'n warranty, jy soek 'n guarantee, jy wil 'n versekering op die ding uitneem, bla 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 en dit gaan so aan. In hierdie wêreld is daar geen polis nie. Daar is geen guarantee nie, daar's geen warranty nie. Die enigste guarantee, die enigste waarborg wat jy het, is die geloof wat jy het. Al is daar nog geen waarborg van sukses nie, jy tree op vanuit 'n innerlike sekerheid. Nobody knows about it. Niemand, jy kan dit ook nie met iemand deel. Jy kan dit nie regtig vir iemand vertel nie. Die mense sê, ag, hulle het al vir my ook gesê, kyk, dis ook een ding van Chris Marks, hy wil altyd 'n ding doen, hy is altyd opgewonde oor 'n saak, maar ek kan nie die detail van goed altyd vir mense sê nie, want jy probeer die prentjie skep en sê, hoor, oor 2 jaar as ons daar land, weet jy wat gaan alles met ons gebeur? Baie goeie dinge, sien jy weer, en daar gaan hy af, hy's weg, hy's klaar, goodbye. Los die praat oor rugby, praat oor een of ander iets, maar jy klaar die ding verloor. Punt nommer 2, geloof verander hoe jy uitdagings en struikelblokke benader. 'n Uitdaging is nie goed nie. Maak nie saak wat dit is nie. Ek het aan die van my eerste wat ek gedeel het oor doen, hy ding gesê, wanneer 'n atleet alleen hardloop, beteken die 100 meter, beteken hy atleet 'n 0. Hy moet saam met iemand anders 2, 3, 4, 5, 6, 7 mense hardloop die 100 meter en dan word dit 'n uitdaging. Jy gaan moet sekere sake in jou lewe verander die oomblik as jy meer as een is om my 100 meter te kan hardloop en dit is 'n uitdaging. Dis nie so positief nie, maar in die uitdaging en natuurlik hier kom 'n ander een en die struikelblokke. Hoe jy oor die struikelblok kom, hoe jy die uitdaging benader, is waaragtig geloof. As ek gaan luister hoe manne en vroue geloof praat, en ek kyk net na hierdie gedeelte, en ek sien hoe struikelblokke en uitdagings hulle stop hulle net daar, dood, in hulle spore, dan kom ek agter die geloof praat, en die geloof leef, en dit wat in realiteit gebeur, is nie die realiteit nie. Die ouens doen dit nie. Nee, ek is nou emosioneel broos. Ek is nou klaar. Ek is nou gekraak. En ek is nou 'n kruitpot wat geval en stukkend is en ek is nou gebreek. My vriend, terwyl jy gebreek is, kan jy nie struikelblokke oorkom. Terwyl dat jy uitdagings moet aanvaar, moet jy herstel wees in krag, want dit kos. Vra die atleet wat 100 meter hardloop. Die oefenprogram is styf. Dis 'n besige oefenprogram. Dis ure wat moet ingesit word om daai atleet reg te kry. Daar's tye wat ek weet van atlete wat die Olimpiese spele gehardloop het en in daai tye het hulle mense aan dood afgestaan. Hulle het mense verloor, van hulle is deur egskeidingssake, maar hy verloor nie sy oog op die goue medalje in die Olimpiese spele nie. Waar ons ander en veral mense, dis ongelooflik dat ons ouens veral in die kerkstelsel so skielik wanneer daar uitdagings en struikelblokke kom het as verskonings gebruik om nie dinge te doen nie. Geloof verander hoe jy uitdaag. Ek weet hoe kragtig is jou geloof wanneer 'n uitdaging daar is. As ek gaan jou verhaal luister, ek gaan jou storie luister en jy gaan verduidelik van 'n paar struikelblokke. En dit gaan dan wees. Mense, dit is nie dis 'n yes, dis 'n groot ja. Gaan ek 'n planne? Ja. Pragtig. Dit gaan my visie 'n realiteit word. Ja. Gaan ek struikelblokke hê? Ja. Nee, pastoor, nee dokter. Jy's nou negatief man. Dit is nou nie hoe 'n geloofsheld praat nie.
Die persoon wat geloof verstaan, weet daar gaan struikelblokke en uitdagings hom of haar se pad langs kom, maar dit gaan deurbreek. Die struikelblok of nie, Mount Everest of nie, die uitdaging of nie, ek sal reg wees om die medalje te kry. Die skrif wat ek graag hierso wil ingebruik is 2 Korintiërs 5 vers 7. Want ons wandel deur die geloof. Elke tree wat jy gee, is jy veronderstel om in die geloof te wandel, in die onsekere, in die wêreld wat jy nie kan waarborg, in die wêreld buite die waarborge, in die wêreld buite die polisse, in die wêrelde buite alles wat jou die sekuriteit gee. As ek vanaand gaan slaap, kan ek lekker slaap. 'n persoon wat waaragtig dinge doen, sien kans vir die senuwees, sien kans vir die stres, sien kans vir die maag wat, ek wou nog gesê het, maagsweertjies wat nie lekker gaan werk nie. Want hy elke pad wat hy loop, want ons wandel beteken ek loop. 1 tree, 2 tree, elke dag loop jy. Elke dag, elke ding wat jy doen word in tyd en in distansie bepaal. En in jou tyd en in jou distansie moet jy elke dag sê, ek het 'n geloofsaak gedoen. Ek weet nie vanoggend oor daai saak hoe moes ek hierdie dag aanpak nie, hoe moes hierdie ding gebeur het nie, but we did it, want ons wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. Dis 2 Korintiërs 5 vers 7. Maar nie deur aanskouing nie. Ek gaan 'n skatting gee, ek gaan nie my handtekening daar gee nie, maar ek sal sê 75 tot 80% van mense doen dinge om gesien te word. Dis ego. Sy doen dit deur 'n gedryfde wêreld. In ego gaan ek geerken word deur ander mense vir wat ek doen. En mense, dit is baie fyner, 'n fyner wêreld as 'n porselein beker, 'n porselein koppie of piering wat gaan breek. Want daai wêreld is broos. Daai wêreld het nie karakter nie. Daai wêreld het nie diepte nie. En ek pak 'n saak aan om actually net deur mense gesien te word, deur aanskouing. Die oomblik as jy daai saak aanpak, net om erkenning te word, net om deur aanskouing, iets moet jou dryf. Iets moet jou dryf om 'n ding te doen. Behalwe die erkenning van 'n ander stuk stof wat ons 'n mens noem. Daar moet 'n rede en 'n passie wees hoekom ek in hierdie koers ingaan. Wat ek nou hier oor hierdie kamera doen, is om uit eie ondervinding vir mense te motiveer dat as Chris Mark sekere goed kon regkry, kan jy dit ook regkry. Ek het nie 'n saak oor Chris Marks nie. My gesig hier op hierdie skerm nie. Daar's een ding wat ek soek. Een erkenning wat ek soek. Wanneer 'n persoon iewers in die land wat Afrikaans verstaan, my kan een persoon en sê, dokter, toe jy daai dag daai ding sien, toe rol hierdie saak uit en kyk wat het gebeur. En ek kan trots sê, my boodskap het iets gedoen. Dis al erkenning. Ja, maar gaan hy man daarom met jou profit sharing doen? Gaan hy profit? Nee, ek soek nie R1 nie. Nie R1 nie. Om te weet dat ek het 'n pad geloop. Ek het 'n oomblik, ek het struikelblokke gehad. Ek het uitdagings gehad. Ek is deur elke struikelblok en elke uitdaging en daar is nog wat kom en die boodskap gaan deur. That is the only way, maar soveel van ons sien ander dinge. Ons sien massas geld. Ons sien ouens wat ons op die skouer klop en sê, "Wow." En weet jy ouens, dit gebeur nie baie. Dit gebeur nie baie. Dit wat mense eintlik laat tik, waar hulle erkenning kry oor jou lewe, maak nie saak wat jy doen in hierdie lewe nie en hoe goed jy dit doen nie, gaan die basies 3 keer 'n groot erkenning kry tot 4 keer, waar hy ingeroep sal word en sê, "Wow." En die laaste keer gaan jy erkenning kry en dis wanneer hulle die mooiste van jou gaan praat, maar jy gaan op daai okasie nie wees nie en dis jou roudiens of jou begrafnis. Die belangrikste persoon wat al die goeie goed moet hoor, wat op daai dag gaan gesê word, is nie daar nie. Is nie daar nie. Daai persoon is gone. Hy's weg. So as jy enige saak net vir aanskouing doen, vir erkenning, 'n klop op die skouer, leave it. Want 'n ego is soos porselein. Hy is breek, hy's klaar en die eerste terugslag, die tweede terugslag, die eerste struikelblok, die tweede struikelblok, sê mense dan later en dan sê hulle, ek het seer gekry in die proses. Die enigste manier hoe jy seer kry in die proses is as jy dit gedoen het dat jou ego, want seer kry lê in ego. As jy 'n ding gedoen het om gesien en ter aanskouing. Paulus het verstaan dat die evangelie wat hy uitgeleef het in die geloof om deur Europa die naam van Jesus Christus te verkondig, niks
meer te doen het met wie Paulus se geniale wêreld was, sy intellektuele wêreld, sy organisasie vermoë nie. Alles lê in die hande van die almagtige God. Jou toepassing is in jy doen daai ding reis, sal daar struikelblokke wees. Jy's weer negatief, dokter. Jy's weer negatief. Daar sal wees as daar persone of mense, pastore en leraars en wie ook al motiveringssprekers vandag vir jou sê, dit is ongelowig. Jy's in ongeloof om te verstaan dat as jy 'n ding aanpak dat daar nie struikelblokke gaan wees, jy is besig om 'n valse evangelie aan jou te verkondig. Hoor mooi, in jou reis om 'n ding te doen, sal daar struikelblokke wees. Geloof is, en dis hier waar geloof is, wys wat kan jy met daai struikelblok doen? Geloof leer jou om nie net met fisiese oë te kyk nie, want jou oë gaan vir jou teleurstel. Jou ore gaan jou teleurstel. Dis alles vlees. Al jou sintuie gaan jou teleurstel. Geloof leer jy om nie net met fisiese oë te kyk nie, maar om God se perspektief te hou. Jy kyk deur die oë van God. Jy kry die visie van God. Jy kry God se gedagtes. Irrelevant wat nou gaan gebeur, ek beloof jy bou daai vliegtuig in die lug en jy kom agter jy dalk so 200 voet geval en jy het geen waarborg dat jy die vlerk op die regte tyd gaan insit om weer op te skuif nie. Jy sien hindernisse as geleenthede. Hierdie is pragtig. Jy sien hindernisse as geleenthede. Die mees suksesvolste mense wat dinge doen, het geweet hoe om 'n hindernis, 'n struikelblok en hoe om 'n uitdaging in 'n ander wêreld te omskep. Sy intellek het begin werk en sê, ek gaan nie dat hierdie saak 'n stopstraat vir my is nie. As dit 'n Mount Everest is, gaan ek hom klim. En dan gaan ek sê, ek het Mount Everest geklim. Dan gaan ek sê, dit was my probleem. Dit was my situasie. Maar deur die genade van God het ek dit gemaak. Jy sien hindernisse as geleenthede vir groei en glo dat God jou deurdra. Jou hindernis is jou trap. Dit wat teen jou druk is jou huiser wat jou optel. Mense, dit is al hoe geloof erkenning kry. Ons kan geloof praat. Ons kan geloof en mense gaan deur hulle lewens en sê, daar sal met my liggaam nie iets verkeerd gaan. Daar sal met my gesondheid nooit iets verkeerd gaan nie, want dan is dit 'n vloek of 'n ding. Die geheim in geloof lê te midde van wat met jou persoonlik gebeur, wat moontlik het jy 'n egskeiding ingeval en gestorm en dit was nie so beplan nie. Dit is 'n hindernis en jy kan later sê, hoe kan ek die egskeiding vir my voordeel gebruik? Moontlik het God in hierdie saak 'n situasie. Jy het dalk in bankrotskap iewers gegaan. Jy het dalk jou maatskappy of 5 of 6 verloor. En dit was iets wat nou daar lê en gewoonlik gaan ons in 'n brose wêreld as ek sou nooit weer opstaan. As dit is hoe die lewe lyk, as dit is hoe die lewe gaan. Nee, in daardie wêreld het jy 'n magtige universiteit deurgegaan wat mense universiteit sal ek nooit afpraat nie. Maar daar's niks wat jy sou leer soos waaragtige ondervinding nie. Punt nommer 3, geloof verbind jou met God se krag. Jy moet dink, jy moet intellektueel toetree tot 'n saak. Jy moet met beplanning werk. Maar weet jy wat vir my so wow is wanneer jy 'n ding begin doen in die geloof en jy weet voor jou heilige siel, daar is nie eintlik die bronne om hierdie ding aan te pak nie. En skielik net omdat jy die visie begin in 'n tegnies volging, begin God vir jou planne gee en daar kom deurbrake en die foon lui en jy kyk na jouself, jy praat met jou man of vrou en jy sê, ons kon nie dit in ons wildste drome glo of dink dat hierdie saak so kon uitwerk nie. Wow, is dit nie? En jy weet, God het toegetree. God het gewerk. Hoekom wil jy erkenning kry? Dis dalk moontlik een van ons ander probleme. As ek die ding kan doen, dan kan hulle sê, Chris is die ou. Ek het vir die ouens al gesê, my intelligensie het nie probleme nie. Ek het nie probleme met die ding nie. Die kop, hy's reg. Maar ek is moeg gedink. Ek wil graag hê dat God moet werk. Ek wil graag hê die Here van die leerskare moet tree. Ek wil graag Chris Marx redelik uit die prentjie uitkry. Want soos wat ek gebless is, het 'n ongelooflike denkvermoë en 'n vinnige verstaan
Het dit my in genoeg probleme al gebring? Het dit my in genoeg situasies al gebring waar ek agterkom as ek God toegelaat het? Sou dinge baie smoother gegaan het? Sou dinge baie meer gepoleerd gewees het? Want God weet hoe om dinge te doen. Die Filippense 4 vers 13. Ek gaan hierdie skrif kan ek aan elke lesing gee. Ek is tot alles in staat. Nou die man en die vrou wat natuurlik nou groot aan homself is, glo dit 100%. En dan wanneer hy of sy haar kop staan, dan is hulle geskok, hy soek suiker en wat ook al soos 'n melksuik. Maar hoor nou, ek is tot alles in staat. En jy mag dit sê. Jy kan sê ek is tot alles in staat. Ek is ten volle ge-issue. Ek is ten volle in vermoë. Ek is ten volle met intellek bedien en toegedeel om 'n ding te doen. Maar hier kom die verskil tussen die wêreldling wat in sy grootheid en in sy ego glo ek kan hierdie ding doen. En ons sal, ek hoor baie ouens sê ons sal hierdie ding doen en dan later kom jy agter, dinge het nie lekker gewerk nie. Ek is tot alles in staat en dis letterlik 'n wêreld wat jy klein van erkenning van ek het vernuf, ek het vermoë, ek kan hierdie ding doen. Daar's min mense wat regtig kan sien om uit te staan en sê give it to me, ek sal hierdie ding doen, watch. En hierdie ding sal oor 'n maand, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaar, 2 gaan jy sien hierdie ding is 'n magtige deurbraak, want ek is tot alles in staat. Maar ja, daar's nou die groot prater, maar nou hierdie een sê ek, Chris Marx, is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. My krag en energie kan net so ver gaan. Ek waarborg jou, ek word nie jonger nie. Ek waarborg jou, ek word gryser. Ek waarborg jou, volgens die ekologiese stelsel van hierdie wêreld kan ek nie weer 20 wees nie. Al wil ek hoe graag, ek kan nie weer 18 wees nie. Maar daar's een kragbron wat ek het. Daar's een en hierdie krag is energie wat jy nodig het. Hierdie krag is energie om take uit te verrig. Maak nie saak watter seisoen van jy van jou lewe is nie. Ek is tot alles. Nou ons het nou gepraat oor, hoor mooi, wat sê hierdie skrif eintlik? In ander woorde, jy bemag jouself met 'n absolute force om jouself uit te sit, om dit te bemark en sê ek is tot alles in staat. Dit wil sê daar is niks wat ek nie kan doen. As ek nou moet gaan beland ek op Mars voor Elon Musk. As hy sien dan waai ek hom daar van bo af. Maar hoor, ek is tot alles in staat deur Jesus wat my die krag gee. Daai krag is 'n baie belangrike ding. Daai energie is 'n ongelooflike saak. 'n Gemiddeld van jonger mense al vandag kry sake nie meer reg gedoen nie, al het hy die visie en die plan. Hy kry nie dinge gedoen nie, omdat hy sal ook vir jou sê, in my vermoë van krag en letterlik mense energie, om 'n saak aan te pak, om die struikelblokke te kan face, om die uitdagings te kan face, om elke saak in die oë te kyk, sê hy later vir jou, dan sy 25 of 23 jaar oud, ek het nie die energie om hierdie ding mee, om hierdie saak in die oë te kyk. Kom ons stel dit so. Dan dink jy, my mens, jy's nog jonk, waar is jou krag? Waar is jou energie? Waar is jou vitamine B en jou energizers wat jy in jou siege en in jou emosie moet hê? En jy kom agter daardie persoon, kyk, dink emosioneel en dink in emosionele broosheid, dink in 'n staat van erkenning, valse erkenning en natuurlik het nie energie nie, want Christus, die bron van krag, deur die krag van die Heilige Gees, is nie daar nie. Die Heilige Gees is meer as 'n ervaring op 'n Sondagoggend in die kerk. Die Heilige Gees doen jou aan met krag om jou energie te gee om dinge te doen. Hoe pas ek dit toe? Wanneer jou eie krag nie genoeg is nie, want jy gaan krag en energie nodig hê om dinge te doen. Mense, ek kan daaroor alleen 'n boek skryf. Hoe om jouself ge-energized te hou, net om deeltyd soos 'n laser op goed te fokus en dit te bly doen en doen. Maak nie saak van resultate, vergeet die resultate. En ek mag dit sê want ek glo aan resultate. En ek het al 'n groot stryd gehad as ek sekere goed uitrol en ek kry nie dadelik 'n resultaat nie. So, hierdie van die resultate, hoor mooi, wanneer jou eie krag nie meer genoeg is nie, jy nie meer energie het nie, al die nutritions wat jy gebruik nie meer help nie, en dit wat die dokter jou gee om jou bietjie op te tel nie, die Bioplus help ook, die Red Bull help nie. Hoor mooi, wanneer jou eie krag nie genoeg is nie, en dit sal gebeur, nou is jy weer negatief, jou krag en jou energie
gaan minder word gedurende jou visie van doen daai ding. Jy gaan op 'n stadium agterkom, jou liggaam selfs raak moeg. Jou gees raak moeg. Jou denkvermoë raak moeg. Wanneer jou eie krag nie genoeg is en dit sal gebeur, is geloof die verbinding. Is geloof daai konnektasie tot 'n bron wat nooit leeg raak nie. En jy kry weer opgewondenheid terwyl daar nie moet opgewondenheid wees nie. Jy kry weer hoop terwyl daar nie meer hoop moet wees nie. En jy kry energie. Energie terwyl daar nie energie moet wees nie. Begin jy weer soos wat dit ek hoor hulle gebruik 'n ander tipe brandstof vir hierdie goed wat hulle hier in die ruimte instuur en vir vliegtye. Dis heavy goed wat hulle gebruik. Ek ken nie die name nie. Maar dit is 'n ander brandstof as daai wat in jou petrol tank hier op aarde gooi. Ek word met 'n turbo ge-issue en daai turbo se naam is geloof. Dit is die beste beskrywing. Daai turbo is geloof en ek behou in my eie wêreld heeltyd 'n energie want my krag kom van Christus af. Dis deur geloof dat jy toegang het. Is al mense tot bo natuurlike krag. Wanneer jy hoor ouens se energie raak klaar tydens hulle projekte en jy hoor dat niks wat hulle gebruik van Red Bull tot nutritions en alles wat voorgeskryf word of nie voorgeskryf word nie, kan jy vir jouself begin vra, waar is die geloof nou in hierdie saak? Dit wil sê die visie word dowwer. Die prentjie wat ek na jaag word verdwyn al hoe meer. En ek hang in die lug en ek sê vir myself, hoe het ek al hierdie projekte aangepak? Nou sit ek hier en dit voel of ek met niks sit nie. Dit voel nie of ek regtig met realiteit is nie. Mense, jy dan 'n ongelooflike bron van energie nodig en daai energie kan alleenlik deur die krag van geloof aan jou gegee word. Dis deur geloof dat jy toegang het tot die bo natuurlike krag. Wysheid en ek sluit hiermee af. Volharding. As ek hierdie hele ou gesprek moet opsom, gaan alles oor volharding. Ek begin by A. En al kos dit my 3 maande, 4 maande, 'n jaar, 2 jaar, 10 jaar om by B uit te kom. Al kos dit my 20 jaar om van A na B toe te beweeg, ek sal dit bly doen in spoed, in opgewondenheid, irrelevant wat went wrong. Al wat my kan stop, as hulle my die dag moet bære. Verder sal ek daardie ding doen. Gryp vandag geloof en onthou, geloof word alleenlik bewys in jou wêreld wanneer daar uitdagings is, wanneer daar struikelblokke is, wanneer daar stopstrate is. Anders is dit nie geloof nie. As jy vir my vertel ek het 'n smooth ride gehad, sal ek vir jou sê jy was iewers lucky. En jy het iewers 'n goeie boedel gekry of jy het 'n lotto gewen of jy die regte mense geken. Maar waaragtige geloof is as daar een teenstand na die ander is, een berg na die ander, een struikelblok na die ander en jy beer vorentoe. As jy nie 'n pad oor daai berg kan bou nie, dan kry jy dinamiet en jy maak 'n tonnel, maar gaan jy deur. Kry jou geloof vandag en gaan doen daai ding van Dr. Chris Marks. Ons gesels definitief weer.